Is julle reg vir die woord? Ek het nogal dit baie interessant gevind om te kyk na twee woorde wat mense gemoedstoestand beskryf. En die woorde is humeur en humor. En baie interessant dat hierdie twee woorde kom histories uit dieselfde stamwoorde. Dis 'n Latynse woord wat ek net nou 'n bietjie meer oor sal sê, maar die Latynse woord beteken letterlik vog of vloeistof. Nou, hoe kom hierdie twee amper teenoorgestelde woorde, humeur en humor, van dieselfde wortel af? En hoekom so 'n aardige wortel, vog of vloeistof? Dis 'n lang storie. En is 'n ou storie, so kom ek vir julle die kort weergawe gee. Daar was 'n man met die naam van Hippokrates. Hy was 'n Griekse medikus, gebore omtrent 5 eeue voor Christus. En tussenakies gepraat van humor, as jy Hippokrates op die letterlike betekenis van sy naam wou noem, kon jy hom Dr. Perrekrag noem. Want dis letterlik wat die Griekse woord beteken. And I often wonder if Dr. Horsepower worked in a hospital. In elk geval, Hippokrates het 'n teorie gehad dat die menslike liggaam 4 lewensvloeistowwe bevat. En so 'n vloeistof was in Latyn 'n humor genoem. So dis die stamwoord wat ons van praat. En onthou daai woord, ek wil net 'n bietjie meer daaroor sê, maar volgens Hippokrates het 'n wanbalans tussen hierdie 4 vogte of vloeistowwe nie net allerlei siektes veroorsaak nie, maar dit ook het 'n effek gehad as daar 'n ongebalanseerdheid was met hierdie vogte, dat jou gemoedstoestand kon daardeur geaffekteer word. En hierdie 4 humores in Latyn wil ek vir ons net beskryf, maar ek moet eers sensitiewe luisteraars waarsku, want ek gaan 'n paar grafiese biologiese beskrywings gebruik. So as jy dit nie kan hanteer nie, druk jy ore toe. Hier is die 4 vloeistowwe volgens Hippokrates: bloed, flegma of slijm, geelgal en swartgal. Nou waar hy verkeerd was, is eerstens dat hy het geglo dat bloed in die hart gemaak word. Ons weet vandag dat dit in beenmerg basies gevorm word. Hy het ook geglo dat flegma deur die brein vervaardig word. Ons weet dis 'n produk van die respiratoriese stelsel. Hy was ten minste reg dat geelgal deur die lewer geproduseer word. Mediese ouens vandag sê nee, dis 'n groen-geel gal wat in die lewer gemaak word en in die galblaas gestoor word. Dan swartgal het nie bestaan nie. Dit is iets wat hulle uitgedink het. En die beste verduideliking is dat een of ander liggaamsvloeistof met bloed gemeng is en hulle dit herken as swartgal. Nou, baie interessant, hierdie 4 vloeistowwe het aanleiding gegee dat selfs vandag nog in sielkundige kringe beskryf hulle persoonlikheidstipes of temperamentstipes volgens hierdie 4 vloeistowwe. Want ons kry eerstens wat ons noem 'n sanguinis of sanguinis se persoonlikheid. En dit kom van die woord bloed in Latyn. Dan kry ons 'n flegmatiese persoonlikheid, weer eens van die Latynse woord verslijm, en koleries van die woord vergal, en dan melankolies letterlik van die woord wat beteken swartgal. Nou kom ek net sê hoe hierdie 4 vloeistowwe beskryf was om 'n gemoedstoestand te verduidelik. As jy sanguinies was, dan is jy opgewek, gesellig, sorgvry. Ek dink humor kan daarin pas. Maar as jy te veel bloed in jou liggaam gehad het, volgens Hippokrates, en dis hoekom hulle soveel keer bloed uitgelaat het uit mense se lywe uit, dan het jy wispelturig en wisselvallig geraak.
Die flegmatiese persoonlikheid, iemand wat kalm en geduldig is, maar as jy te veel flegma het, dan is jy beskryf as droog en apaties. En dan die koleriese persoonlikheid, iemand wat selfversekerd, ambisieus is, maar as jy te veel geel gal het, dan was jy lig geraak, rusteloos en selfs kwaai. So dis waar die humeur inkom. En dan baie interessant, die melankoliese persoonlikheid is iemand wat ernstig, gefokus, analities is, maar as jy te veel swart gal in jou gehad het, dan was jy somber, buierig en in Afrikaans praat ons van swartgallig. So dis waar die woord vandaan kom. En so laat ek humeur en humor by mekaar bring. As jy te veel van een soort humor of vloeistof in jou lyf gehad het, dan het dit jou 'n slegte humeur gegee. Dan was jy nie swartgallig nie, maar geelgallig. En dis die ouens wat te vinnig kwaad word. Tussen hakies, laat ek net sê, ons gebruik die woord humeur verkeerd. Ons sê daai ou het humeur. Nee, hy het 'n slegte humeur. Want humeur praat van jou gemoedstoestand. Ons moet sê hy het 'n slegte humeur of hy het 'n kort humeur of hy verloor sy humeur. Hy verloor sy gebalanseerde gemoedstoestand. So in elk geval, Hippokrates' terminologie word wel vandag nog gebruik, soos ek sê, om temperamenttipes te beskryf, maar die meeste aspekte van sy teorieë is deur moderne mediese ontdekkings en sielkundige navorsing verkeerd bewys. En jy is ook nie net een van hierdie persoonlikhede nie, jy kan 'n kombinasie van 2 of meer van hierdie persoonlikhede wees. Nou wil ek sê, alhoewel fisiese faktore jou gemoedsgesteldheid kan affekteer, is dit nie waar dat jou emosionele toestand verander kan word deur 'n wanbalans van hierdie 4 sogenaamde vloeistowwe in jou liggaam nie. So ek gaan vandag oor balans praat. En ek dink dit is baie belangrik vir ons om te sien dat daar moet balans wees spesifiek in die gelowige se lewe. Hier's wat die Bybel leer, en dis heeltemal anders as wat Hippokrates gesê het. Die Bybel leer dat jou gemoedstoestand en selfs jou fisiese toestand baie meer te doen het met die balans wat daar is in jou geestelike toestand. Jou geestelike is die belangrikste. Luister wat skryf Johannes in 3 Johannes vers 2. En as jy wonder watter hoofstuk, moenie vra nie, dit wys jou onkunde, daar's net een hoofstuk. 3 Johannes vers 2 sê die een vertaling, geliefde vriend, ek hou aan bid dat dit in alle opsigte met jou goed mag gaan. Alle opsigte, daar is die balans weer. En dat jy net so gesond sal wees, soos dit geestelik goed met jou gaan. So dit begin by jou geestelike toestand. Die Amplified sê dit so, Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health physically, just as I know your soul prospers spiritually. So dit gaan oor om al die goeie dinge geestelik in balans in jou lewe te hou. So Barend het die laaste paar weke gepraat oor om geplant te wees, om te groei en om vrug te dra. Ek gaan fokus ook op die vrug, maar spesifiek die vrug van die Gees in jou lewe. So as ek 'n titel kan gee vir my boodskap vanmôre, dan is dit gebalanseerde geestelikheid. Nou, die belangrike vers hier is Galasiërs 5:22 en 23, jy kan dit by die huis gaan lees. Dit praat oor die vrug van die Gees en hier's wat Paulus sê, hy noem 9 komponente ten minste van die vrug van die Gees. En hy sê die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dis die geestelike vrug en ons moet al daai komponente in ons lewe hê as ons 'n balans wil hê. Nou wil ek vir ons 'n paar beginsels noem wat ons sal help om te verstaan wat geestelike gebalanseerdheid is. Kom ek die eerste ene noem. God se begrip van geestelike balans is gesond. Ek dink nie ons idee van balans is altyd gesond nie. Die wêreld het ander idees oor gebalanseerdheid.
wat die wêreld partymal gebalanseerd noem, wat hulle normale gedrag noem, is abnormaal volgens die skrif. Dis ongebalanseerd. En ek dink dit is so belangrik vir ons om hierdie woorde van Paulus raak te sien in Romeine 12 vers 2. Hy sê, word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Jou gemoedstoestand. Dis net God wat daai verandering kan bring. Nie daai vloeistowwe nie. Hy sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat jy kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kan ek dit byvoeg? Sodat jy kan uitvind wat God se begrip van balans is. Wat God se wil vir jou lewe is. Hy sê, dit is wat nodig is. Hy skryf op 'n ander plek in 1 Korintiërs 3 vers 3. Hy sê, julle is nog wêreldse mense, want julle is jaloers op mekaar, julle twis met mekaar. Dit wys dat julle wêreldse mense is. Julle doen wat die mense van die wêreld doen. Dit is so belangrik vir ons om nie ons gemoedstoestand te bou op wat die wêreld sê nie, maar wat die woord sê. Baie belangrik vir ons. Nou kom ek net 'n paar verkeerde konsepte van balans vir ons uitlig hier, wat die wêreld dink balans is. En die eerste een is dit. Ons hoor baie keer die uitdrukking, ag, jy moet maar net in die middel van die pad bly, die goue middeweg volg. Die Bybel sê vir ons, daar's 2 paaie. So dis nie om in die middelpad van die pad, dis eers om in die regte pad te wees, en dan in die middel van daai pad te wees. Want daar's 'n pad wat goed is en 'n pad wat nie so goed is nie. Dan hier's 'n ander idee wat die wêreld het. Hulle dink balans is om 'n gelyke maat van goed en kwaad in jou lewe te hê. As jy moet dan maar 'n bietjie normaal wees. Jy moet 'n bietjie goed hê, maar en 'n bietjie kwaad. Miskien 'n bietjie humeur en 'n bietjie humor. 'n bietjie blymoedigheid en 'n bietjie moerigheid. Ek dink dis die sterkste woord wat ek nog gebruik het van die kanslaf. En party van julle het julle humeur dadelik verloor omdat ek dit gesê het. Sien, dit gaan nie net oor 'n balans tussen humeur en humor of 'n slegte humeur en humor. Dit gaan oor om al die goeie dinge in die regte verhouding te hê. Hier's nog 'n ander idee wat mense het. Hulle dink 'n balans is om lauwarm te wees. Ons lees in die boek van Openbaring dat God sê, nee, jy's nie koud nie, jy's nie warm nie, en daarom sal ek jou uit my mond spuug. Dis die sterk woorde wat God gebruik hier. Dis nie om lauwarm te wees nie. Dis nie om in die tussen die lig en die duisternis te lewe nie. Jy kan nie 'n skemer Christen wees nie. You cannot walk in the spiritual twilight zone. Jy moet in die lig wandel. Dis wat die Bybel vir ons sê. Dit is nie om neutraal te wees nie. Dis nie balans nie. Baie ouens sê, nee, ek gaan net neutraal bly. Nee, as Christene kan ons nooit neutraal wees nie. Ons moet radikaal wees. Radikaal staan vir die waarheid. Ons moet verkeerde dinge aanspreek. Radikaal. Dis wat ek van praat, dat jy sien, as jy vir niks staan nie, gaan jy vir enigiets val. Jy moet radikaal wees en jy moet jou lewe op die woord van die Here bou. Dit is nie, balans is nie om die punt van balans te kry tussen iets wat negatief is en iets wat positief is. Dis nie balans nie. God se balans is nie die punt van balans tussen negatief en positief. Dit is die balans tussen 2 positiefes. Dis om in die middel van die regte pad te wees, soos ek gesê het. So, dit is ook nie om 'n mengsel te hê van goeie geestelike vrug en slegte wêreldse vrug nie. Of vleeslike vrug nie. Ons kan nie in ons lewe 'n vrugteslaai van goeie en slegte vrugte hê nie. Ons moet goeie vrugte, almal van hulle in die regte verhouding hê. So, kom ons besef, God se balans is om alles wat goed is in die regte verhouding in ons lewe te hê.
Dan die tweede ding wat ek wil sê is dat God se natuur is gebalanseerd. Ek dink God se karakter is totaal perfek en gebalanseerd. As ek dit so kan stel in menslike terme, God is die mees gebalanseerde persoon in die heelal. En hoe beskryf die Bybel sy karakter? Ek het gepraat van skemerte, die verskil tussen lig en duisternis. Nou ek gaan vir ons wys dat die Bybel dikwels God se karakter as lig beskryf. Voor ek dit doen, wil ek net vir ons 'n interessante skrifgedeelte lees in Efesiërs 5 vers 9. In die ou vertaling sê hy, die vrug van die Gees, geestelike vrug, bestaan in, luister mooi, laat ek hierdie woord beklemtoon, in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Weereens, alles in die regte verhouding. Maar die nuutste vertaling, en dit is nie verkeerd nie, maar dit is twee wisselterme eintlik, sê, die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Hoekom is hierdie twee woorde as wisselterme gebruik? Omdat die vrug van die Gees God se karakter van lig beskryf het. So of ons praat van die vrug van die Gees of die vrug van lig, dit is presies wie en wat God is. En laat ek weer praat van Hello Truth, Adrie onthou. Môre aand. Wees hier asseblief. Dit is so belangrik om die vrug van die Gees, dit is een van die kursusse wat ons aanbied, en ek dink dit kom uit by een van die ander hoë vlakke, uiteindelik kom ons daar uit, maar die vrug van die Gees is 'n uitbeelding van God se karakter. Nou wil ek vir ons 'n proses wys hier, wat die Bybel vir ons leer. God is lig, Jesus is lig, en ons is kinders van die lig. En ek dink, iemand moet 'n lied skryf daaroor, nie kinders van die wind nie, kinders van die lig, dis wat ons is. Kom ek vir ons 'n paar skrifte gee, om te wys dat God lig is. 1 Johannes 1 vers 5. God is lig. En ek hou van hierdie vertaling, het sê, en daar is hoegenaamd geen duisternis in hom nie. Niks wat donker is nie, niks wat kwaad is nie. Daar's niks in God se karakter wat 'n fout of 'n swakheid is nie. Dan gaan Jakobus verder in hoofstuk 1 vers 17. Hy sê elke goeie geskenk, elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. So kom ek hierdie twee skrifgedeeltes saamvat met 'n paar stellings. Nommer 1, God is lig, daar's geen duisternis in hom nie. Nommer 2, daar's nie eers 'n skaduwee by hom nie. En derdens, daar's nie eers 'n verskil in die intensiteit van lig by God nie. Jy sien, as jy in 'n skaduwee staan, daar mag dalk nog lig wees, maar nie soveel lig as in die helder sonskyn. Ons het lig hier in hierdie plek vandag. Maar as jy buite kan stap in die helder sonlig, is die intensiteit van lig baie meer. Nou by God is daar nie eens 'n verskil in intensiteit. Hy is 100% lig. Geen kwaad in hom. Ons moet dit besef. Dan sê die Bybel ook vir ons, Jesus is lig. Ek hou van Hebreërs 1 vers 3, wat dit so stel. Dit praat van Jesus en sê, hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Dit is so moeilik om die drie eenheid te beskryf, want ek dink dit gaan so ver bo kan ons verstand, maar een van die illustrasies wat ek daarvan hou om te gebruik om die drie eenheid te illustreer is 'n gloeilamp. God is die lig van hy gloeilamp. Wat is Jesus? Wat hierdie vers vir ons sê, hy is die uitstraling, hy is daai strale. Hy is die een wat die onsigbare God sigbaar maak, en die Heilige Gees is die een wat die warmte gee, wat hy lig afgee. Nou, Kolossense 1 vers 15 skakel hierby in, dit sê, die Seun is die sigbare uitbeelding van die onsigbare God. Wat maak dat ons mekaar kan sien? Lig. Sodra die lig weg is, kan jy niks sien.
En Jesus is die een wat die onsigbare God sigbaar kom maak het. Nie met die natuurlike oog nie, maar ons kan met die geestelike oog sien wie en wat God is. En God is lig. Hier's nog 'n vers, Johannes 1 vers 4 sê in hom, in Jesus was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Vers 9, die ware lig, die volle lig, die ware balans wat elke mens verlig was aankom na die wêreld toe. So God is lig, Jesus is lig, maar dankie tog dat dit aangaan en dit beskryf ons as kinders van die lig. Nou, ons was in Johannes 1, gaan na Johannes 9 toe en luister wat Jesus vir sy disippels gesê het. Hy sê, solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Het jy daai vers mooi gelees? Jesus sê, daar's 'n tydperk waar ek die lig van die wêreld is. Hy sê, solank as ek in die wêreld is. Hoe lank? Terwyl hy in die wêreld is hy die lig vir die wêreld. Maar daar kom 'n tyd, en dit word geïmpliseer hierso, dat Jesus sê, daar gaan nou 'n ander lig vir die wêreld kom. En julle is die lig vir die wêreld. Dis nie dat ons die oorsprong van lig is nie. God is die bron van lig, maar God gaan deur ons skyn. Luister wat sê Johannes 12, verse 35 en 36. Jesus het toe vir hulle gesê, nog 'n kort tydjie is die lig by julle. Hoe lank? 'n Kort tydjie. Hy was nog 'n kort tydjie op aarde. En dan sê hy, terwyl julle die lig het, leef daarvolgens sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, luister hier, sodat julle kinders van die lig kan wees. En dan brei Matteus hierop uit en hy sê in Matteus 5 vers 14, hy sê, julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstander, dan maak dit lig vir almal in die huis. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. So wie is die lig vir die wêreld vandag? Ons is. Reinhard Bonke vertel so 'n mooi storie van toe hy hier in Suid-Afrika was. Hy sê op 'n kol moes hy klanktoerusting gaan koop en hy gaan na 'n winkel toe en hulle loop daar rond en die man wat hulle moet help is soort van die agterkant van die winkel, maar hy hou hulle dop terwyl hulle gaan. Hy sê en die man loop na hom toe later en hy sê vir hom, meneer, verskoon my. Hy sê, maar daar's iets bonatuurlik hier. Hy sê, daar's 'n lig wat uit jou oë straal. En ek hou so daarvan dat Reinhard altyd die regte antwoord het. Hy sê, ja, dis waar. Hy sê, Jesus is die lig vir die wêreld, maar hy woon nou in my. Hierdie is sy huis, my oë is sy vensters, en hy kan uitkyk wanneer hy wil. En ek weet, dit beskryf iets bonatuurlik, maar ons almal moet eintlik so getuienis hê, dat ons helder skyn vir Jesus in hierdie wêreld. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld. Ek dink die Kaapse mense verduidelik dit so mooi. Daar was een ou wat gesê het, hy praat van dat jou lig so helder moet skyn dat die mense moet vir jou sê, dim jou lights asseblief. En dan gaan hy aan en hy sê, nee ou, daai's just my parking lights. Check my brights. En dis hoe ons moet skyn vir Jesus. Like dat ek in Engels stel, we need to shine bright with divine light. In Efesiërs 5 skryf Paulus hiervan vers 8 af. Hy sê, vroeër was julle wel duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Dis die posisionele waarheid.
Ek is lig, maar dan praat hy van 'n praktiese waarheid wat in ons optrede gereflekteer moet word. Hy sê, leef as kinders van die lig. En dan die vers wat ons vroeër gelees het, die vrug van die lig, of die vrug van die gees, God se natuur, bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En dan sê hy, byvoorbeeld in vers 11, jy kan daai hele skrifgedeelte gaan lees, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Geen duisternis behoort in ons lewe deel van ons gebalanseerde geestelikheid deel te hê nie. Dit is so belangrik om die vrug van die lig te laat skyn. En laat ons eerlik wees, ons lewe in 'n baie donker wêreld. Maar dis waar die lig nodig is, in die donkerte. En miskien voel jy, jou werkplek is 'n donker plek, geestelik. Dis hoekom God jou daar gesit het, sodat jy kan skyn, en dat die Vader verheerlik kan word. Kom ek kom by 'n derde beginsel. God is volmaak. En ek wil eintlik uitbrei daarop, maar laat ek net hier by stil staan op hierdie stadium. God is volmaak. Jesus het gesê, wees volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Matteus 5 vers 48. Wees volmaak. Hoe kan ons volmaak wees? Kom ek 'n paar stellings maak. Hier is die eerste een. In Christus het ons God se volheid ontvang. 2 Petrus 1 verse 3 en 4 sê dat ons deelgenote geword het van die goddelike natuur. Hy sê, deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry, alles weer eens. Alles wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur. God het jou totaal kom verander. Hy het jou nie net kom verbeter nie. Hy het jou verander, hy het jou 'n nuwe geestelike DNA gegee. Hy het, om die waarheid te sê, jou sy natuur, sy karakter gegee. Dit beteken nie dat as jy 'n deelgenoot van die goddelike natuur is, dat jy 'n klein goetjie nou is nie. Wat dit beteken, en ek kan dit miskien die beste in Engels stel, that you can now share in God's moral excellence by his divine power. Jy kan daai geestelike balans in jou lewe wys. Luister nou, ek gaan 'n paar skrifte hier noem. Efesiërs 3:19, Paulus bid vir die Efesiërs. Hy sê, om die liefde van Christus leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle kan gevul mag word met al die volheid van God. God gee nie net vir jou bietjie nie, hy gee vir jou alles. Kolossense 1:19, God het dit goed gevind om die hele volheid in hom, in Jesus, te laat woon. En dan sê vers 2, vers 9, in hom, in Jesus, is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Wow. Johannes 1 vers 16, uit sy volheid, Christus se volheid, het ons almal 'n oorvloed genade ontvang. God het jou nie net 'n bietjie gegee nie. God did not shortchange you. Hy het vir jou die volheid gegee. Hier's 'n ander stelling wat ek wil maak. As Christene moet ons groei na volwassenheid. As jy die woord volmaak in die Bybel sien, of volmaaktheid, wat ons nou moet strewe. Ek dink 'n wisselterm daarvoor is die woord volwassenheid. Want kom ons eerlik wees, niemand gaan perfekte volmaaktheid hier op aarde bereik nie. Maar ons kan volwasse word geestelik. En hier weer eens in Efesiërs moedig Paulus hierdie gelowiges aan in vers 13 van hoofstuk 4. Hy sê, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. So dit is wanneer hy sê, wees volmaak, word volwasse, is wat hy sê. Kenneth Wuest was 'n
professor in Grieks in die Moody Bible Institute, en hy het gepraat van perfection or completeness. Hy sê, it speaks of a well-rounded Christian character where all the Christian graces are kept in proper balance. Ja, dis so 'n mooi definisie van volwassenheid, waar jy al die komponente van die vrug van die Gees in die regte verhouding in jou lewe het. Jy sien, gewoonlik as jy na iemand kyk, dan is daar 'n uitstaande komponent van die vrug van die Gees, miskien teenwoordig in hulle lewe, of miskien twee. Jy kry party ons, hulle is baie liefdevol. Of 'n ou wat baie kalm is, hy het groot vrede. Iemand wat baie geduld het. Maar God het nooit vir ons gesê, hierso is 9 komponente van die vrug van die Gees in Galasiërs 5. Kies die 3 wat jy die beste van hou. It's not a multiple choice situation. Ek kan jou waarborg, as ons 'n keuse moes gehad het, meeste mense sal die eerste 3 gekies het. Liefde, vreugde en vrede. Maar reg onder aan die lys, selfbeheersing, sagmoedigheid, langmoedigheid. God wil hê dat jy 'n gebalanseerde geestelike karakter het met al die komponente van die vrug van die Gees in jou lewe. So, ek dink vir Afrikaanssprekendes is dit makliker om Galasiërs 5 te verstaan, want hy praat daar van die vrug van die Gees, nie vrugte nie. Dis enkelvoud. In Engels praat dit van fruit, which can be singular or plural. Maar dis een vrug van die Gees, nie die vrugte van die Gees nie. Dis een werking van die Heilige Gees. En God wil hê dat jy in elke opsig sal groei, in al daai komponente. Kan ek dit so stel? Wanneer dit kom by die vrug van die Gees, het jy geen swakheid nie, want God het vir jou alles gegee, die volheid gegee. En moenie sê, jy weet, ek het liefde, maar ek sukkel met geduld. Want my pa was ongeduldig, en my oupa, al my ooms, ongeduldige mense. Jy sien, jy het 'n nuwe natuur. Jy het 'n nuwe vader. Jy het 'n nuwe DNA, 'n nuwe karakter. En God wil hê dat jy moet sien dat hy het vir jou alles gegee. En as daar in jou lewe iets is wat kort kom, gaan ek jou binnekort sê, as ek afsluit, hoe jy dit kan laat ontwikkel in jou lewe. So, daar's nie 'n swak plek in jou geestelike vrug nie. Maar daar mag onderontwikkelde areas wees. Dis hoekom ek praat van groei. Daar's areas waar jy nie gegroei het nie. En dis hoekom ons kan praat van volheid en volwassenheid in balans, want ons kan in al daai areas kan ons volwassenheid bereik. My tyd is op. Kom ek kom by die laaste beginsel. God gee ons 'n gebalanseerde dieet, want hierdie dieet sal my help om sterk te word en te groei in die geestelike komponente van die vrug van die Gees. As jy dink daaraan, in die natuurlike, daar word so baie gepraat van 'n gebalanseerde dieet. Want jy moet al die vitamine, al die minerale hê. Jy moet al die proteïene en ek kon het my gehelp in die eerste diens met die woord. Ek onthou altyd net die woord koolhidrate, dankie. Jy het al daai dinge nodig om 'n gebalanseerde dieet te hê. Mediese mense sê baie keer vir ons, you become what you eat. And you know, it's true spiritually as well. If you live only on donuts and bitter coffee, that's what you'll become, a big, fat, sweet zero. But with nothing inside except bitterness. Jy kan nie net op donuts en bitter koffie lewe nie. Jy moet ordentlike goed eet.
En hier is wat die woord van die Here vir ons sê, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Paulus skryf, hy sê, die hele skrif is deur God ingegee. Die hele Bybel. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees. Vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis die balans. En dis wat ons probeer doen in Hello Truth in die Bybelskool, om vir jou 'n goeie gebalanseerde uitkyk op die lewe te gee, want dit is gebaseer op die hele woord van God. Ek dink ek het verlede keer toe ek hier gepraat het ook genoem van die belofte boksies wat ons koop in Christelike boekwinkels. Jy kry daai boksie met al die kaartjies van Bybelverse op. Jy trek hom net uit en daar's 'n belofte. Ons partymal moet iemand iewerster 'n voorwaarde boksie uitvind. Want elke belofte het 'n voorwaarde. En dit help nie jy lees net die belofte versies nie. Jy kan nie leef van lunchbar en KitKat versies in die Bybel nie. Jy het die kool nodig. En die blomkool en die broccoli. En ons kan nie selektief te werk gaan met die Bybel nie. Ek wil vir ons hierdie woorde lees van Donald Carson. Hy was 'n professor in die Nuwe Testament of is in Amerika. Hy sê, it's never helpful to start picking and choosing biblical truths we find congenial. As if the Bible is an open-shelved supermarket where we are at perfect liberty to choose only the chocolate bars. For the Christian, it is God's word and it's not negotiable. Die hele skrif is deur God ingegee, geïnspireer. Nou, as daar 'n onderontwikkelde area in jou lewe is, wanneer kom by die geestelike vrug, hierso is die hele skrif behulpsaam. As jy sukkel met geduld, gaan soek skrifte op oor geduld. Skryf hulle neer. Want dis die saad wat die vrug sal laat groei. Die woord is die saad. Ek sê altyd, gaan plak daai skrif op die plek wat jy die meeste besoek in die huis, die yskas of die spieël, of waar dit ook al mag wees. En fokus op geduldige skrifte, sodat jy geduldig kan groei. En dit is so belangrik om daai balans in jou lewe te hê. So ek wil jou uitdaag vanmôre om 'n ernstige student van die woord van die Here te word. Want God se woord is die saad wat die vrug uiteindelik in jou lewe sal voortbring. Kom ons staan. Ek wil vir ons 'n gebed doen. En ek wil hê as jou hart resoneer met hierdie gebed, dat jy dit opreg vir die Here sal bid. En dat jy met verwagting en met geloof sal uitsien na die verandering van jou gemoed, die vernuwing van jou gemoed. Dat jy sal weet, dis gebaseer op daai geestelike saad wat uiteindelik vrug word in my lewe. Dis wat my denke gaan verander. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kon lees dat U so graag wil hê dat ons volwasse gelowiges moet word. En dat U hierdie groeiproses op verskillende maniere vir ons verduidelik. Dat ons weet dit begin met 'n geboorte. Ons weet dit begin met saad wat ontkiem. Help ons, Here, om ernstige studente van U woord te word, sodat ons elke skrif wat deur U geïnspireer is, sal inneem en sal toepas op ons lewe. En dat ons die lig wat in ons is, sal toelaat om helder uit te straal.
na 'n wêreld wat so donker is, dat deur ons goeie werke ons Vader in die hemel verheerlik sal word. Dankie dat mense vanmôre die woord kon inneem en dat hulle 'n gebalanseerde geestelikheid in hulle lewe sal ervaar. Ek dank U dat hierdie gemeente sal bekend staan as mense wat kinders van die lig is. Dat hulle die vrug van lig in hulle lewe sal dra. En terwyl elke hoof gebuig is, elke oog nog gesluit. Ek wil nog een gebed doen vanmôre. En ek wil vir jou vra, as jy nog nooit hierdie weergeboorte ervaar het waarvan ek gepraat het. Sien, ek praat nie van godsdienst, ek praat nie eens van kerk toe gaan of om goed te probeer wees nie. Ek praat van 'n totale geestelike verandering, 'n vernuwing wat net God kan doen. Jesus het met 'n geestelike leier in Israel gepraat en vir hom gesê, as jy nie 'n nuwe geboorte ervaar nie, kan jy nie die koninkryk van God sien nie. Soveel as wat jy 'n natuurlike verjaarsdag het, moet jy in jou lewe jou vinger kan sit op 'n oomblik. Miskien kan jy nie die datum onthou nie, maar dan moet 'n dag wees wat jy weet, op daai dag het ek die weergeboorte ervaar. As jy onseker is daaroor, as jy onseker is oor waar jy die ewigheid moet deurbring, as jy tot sterwe moet kom, God kan vir jou sekerheid vanmôre gee, en ek wil graag vir jou bid. As dit is wat jy wil hê en jy wil ingesluit wees in daai gebed, ek wil hê jy net vir my 'n aanduiding sal gee, en ek probeer nie enigiemand in 'n verleentheid stel hier nie, maar ek wil net sien, en ek dink dit is belangrik om dit voor God ook te bewys. As jy wil ingesluit wees in daai gebed, steek net jou hand vinnig op en sê, sluit my asseblief in, dankie. 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 Reg agter. Dankie. 'n laaste geleentheid, ek gaan bid as jy nog nie jou hand opgesteek nie. Vinnig, steek net op en sê, sluit my ook in. Dankie. Baie dankie. Ek wil hê ons moet almal dankie. Ons moet almal hierdie gebed saam bid. En spesifiek as jy jou hand opgesteek, of jy voel ek moes my hand opgesteek het, weet dat as jy hierdie gebed bid, God hoor dit en hy gaan dit antwoord. So kom ons selfs gelowiges bid hierdie gebed saam met almal. Sê hardop agter my aan, Hemelse Vader, ek kom na U toe met die belydenis dat ek 'n sondaar is en dat ek 'n saligmaker nodig het. Jesus, ek nooi U, kom in my lewe in. Vergewe my sonde, was my skoon en maak my nuut. Gee vir my die weergeboorte deur die krag van die Heilige Gees. Ek glo met my hart en bely met my mond dat Jesus in my plek gesterf het en dat hy opgestaan het sodat ek die gawe van die ewige lewe kan ontvang. Ek ontvang hierdie geskenk uit genade deur geloof. Is ek nou 'n kind van God? Ek gaan vir ewig lewe, maar terwyl ek hier op aarde is, gaan ek helder skyn. Ek gaan 'n kind van die lig wees, wat eer en heerlikheid aan U bring. In Jesus se naam. Amen.